graad 12 leerders. My naam is Marlie Tiran en welkom by vandag se verbruikersstudieles. Hierdie les is moontlik gemaak deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Bekwame Navorsing en Ontwikkeling. Goeiedag graad 12. So ons is besig met ons hersiening en in ons laaste 100 meter van hierdie jaar se eksamen. Die eindeksamen lê om die draai. So ons is besig om deur elke hoofstuk te werk en ons is besig om te kyk hoe die vrae in verskillende vraestelle gevra word. Ons is besig met ons eerste vraestel en vandag gaan ons na die laaste vraag van die Mei-Junie eksamen 2024 kyk, waar ons gaan kyk na vraag 6 entrepreneurskap. Goed, so aan die einde van hierdie les moet jy in staat wees om enige vraag oor entrepreneurskap te kan beantwoord. My missie is om seker te maak dat jy die aksiewoorde kan identifiseer. Presies kan weet hoe moet jy 'n vraag met daai spesifieke aksiewoorde te kan beantwoord en te kyk na ons puntetoekenning om te weet presies hoeveel moet jy neerskryf. Onthou, op die einde van die dag is ons einddoel dat almal ten minste 50% vir die eindeksamen gaan kry. Goed, so kom ons gaan kyk wat gaan na ons puntetoekenning. Vraag 6, entrepreneurskap, is ons laaste 40 punt vraag. So met ander woorde, ons hele doelwit is dat jy ten minste 20 uit 40 punte vir hierdie vraag gaan kry. As ons gaan kyk na die punteverspreiding van vraag 6 en ons gaan deel dit in volgens Bloom se kognitiewe level, vlakke, sal jy sien dat 12 punte is jou maklike vraag, 20 punte is maklik tot 'n bietjie moeiliker vraag en net 8 punte is baie moeilike vraag. Met ander woorde, as jy jou terminologie ken en jy ken jou teorie redelik goed, is dit eintlik baie maklik om 20 uit 40 vir hierdie vraag te kry. Maar jy kan ook 32 uit 40 vir hierdie vraag kry, wat eintlik 80% is. En dit is ons hele doel waarna ons gaan kyk. Nou, voor ons gaan begin, kom ons kyk net eers, wat sê ons eksamenriglyne? Dit is altyd belangrik om terug te gaan na ons eksamenriglyne van 2021, want dit sê jou presies wat jy moet ken en hoeveel jy van wat moet ken. So kom ons gaan kyk wat sê ons eksamenriglyne. In die eerste plek sê dit, jy moet 'n potensiale winsgewende besigheidsgeleentheid kan identifiseer. So met ander woorde, hulle kan vir jou van 'n studie gee en jy moet weet of dit 'n potensiale winsgewende besigheid is of nie. Tweedens, moet jy die faktore wat oorweeg moet word in die keuse van 'n geskikte kleinskaalse produksie kan verduidelik. So in die eerste plek moet jy daai faktore ken, jy moet hulle kan identifiseer in 'n gevalle-studie en dan moet jy hulle verduidelik. Met ander woorde, jy moet 'n bietjie meer oor dit kan sê en dan gebruik jy die voorbeelde in die gevalle-studie om net jou verduideliking behoorlik te kan stel. In die derde plek, identifiseer, verduidelik of bespreek die faktore wat die doeltreffende produksie van gehalte produkte beïnvloed. Met ander woorde, jy moet gaan kyk in terme van kos, tekstiele of sagte meubelversiering. Slegs die opsies wat jou skool gekies het. Julle skole het meer gegaan op die sagte tekstiele. Ander provinsies soos Gauteng en die Wes-Kaap en die Vrystaat, hulle konsentreer meer op voedsel en voeding. So wanneer ons gaan kyk na die vraag van vraag 6, gaan hulle baie keer dit op voedsel van toepassing hê, maar hulle gaan dit ook op sagte tekstiele van toepassing hê, omdat daar so baie skole is wat sagte tekstiele ook as 'n padopsie gekies het. Dan ontwikkel 'n bemarkingsplan vir die produksie en bemarking van 'n produk. Dit is eintlik graad 10, graad 11 wat ons net nou 'n bietjie hersien het weer. Ontleed of evalueer die volhoubare winsgewendheid van 'n besigheid. Onthou, as jy die woord volhoubaar sien, waaraan moet jy dink? Ons wil die omgewing beskerm. Ons wil eco-friendly gaan. Ons wil die koolstofvoetspoor kleiner maak. So hier gaan ons kyk na bio-afbreekbare verpakkingsmateriale. Ons gaan kyk na
ons natuurlike hulpbronne wat ons moet beskerm, soos water en elektrisiteit byvoorbeeld. En dan laastens, bepaal die kosteberekening van aanvangskoste, produksiekoste en verkoopsprys, sowel as wins. Onthou jy moet die verskil ken tussen aanvangskoste, hulle kan ook van initiële kostes praat, aanvangskoste. Aanvangskostes is daai kostes wat jy aangaan om die besigheid te begin. So met ander woorde, jou besigheidslisensie, jy moet jou besigheid registreer, jy moet die deposito van die huur betaal vir die besigheid kompleks wat jy wil huur byvoorbeeld. Dan ons produksiekoste het te doen met die produksie van die produk. So daar praat ons byvoorbeeld van bestanddele, ons praat hierso van die arbeid op die lone wat jy gaan betaal, op die salarisse wat jy gaan betaal. Ons gaan hierso praat van die huur, al die geldjies wat instandhouding tot betrokke gaan hê. En dan kyk ons na ons verkoopsprys, wat jy al jou oorhoofse kostes gaan vat en al jou ander kostes gaan vat, saam met die wins wat jy wil maak op die produk wat jy gaan koop. So daai berekeninge is ook ongelooflik belangrik. Goed, nou kom ons gaan kyk heel eerste na ons belangrikste terminologie. Onthou, ons hersien net eers oor wat is belangrik en dan gaan ons kyk na die vraag. So ons het gesê, ons belangrikste terminologie wat ons nou al baie keer behandel het, is, jy moet weet wat is 'n entrepreneur. Jy moet weet wat is die teikenmark en jy moet daai teikenmark kan identifiseer binne in 'n gevalle studie. Jy moet weet wat is jou aanvangskapitaal en waarvoor die aanvangskapitaal gebruik word. Onthou jou aanvangskapitaal is daai kapitaal wat jy gaan gebruik om jou besigheid mee te begin. So hier praat ons van die registrasie van die besigheid. Ons praat van die besigheid fooie wat jy gaan betaal. Ons gaan kyk byvoorbeeld na die huur van die gebou wat jy gaan betaal. Die deposito van daai huur wat jy moet betaal. Die begin aan bestanddele, die voertuie wat jy moet aankoop, die bemarking wat jy moet gaan doen vir hierdie besigheid. Dan kyk ons na aanvangshulpbronne. Nou aanvangshulpbronne is enige iets van menslik tot nie menslik. So menslik is daai hulpbronne wat van jou as mens self kom. So hier kyk ons na jou vaardighede, ons kyk na jou tyd byvoorbeeld. Nie menslike hulpbronne is altyd te doen met geld, grondstowwe, vervoermiddels, die gebou wat jy gaan gebruik, dit is jou nie menslike hulpbronne. En dan kyk ons na ons winsdrempel. Onthou jou winsdrempel beteken, dit is die hoeveelheid produkte wat jy moet verkoop, sodat jy net gelyk breek. So jy gaan nie 'n wins maak nie, maar jy gaan ook nie 'n verlies lei nie. Dit is wat 'n winsdrempel is. Dan het ons gesê, jy moet weet wat is jou bedryfskostes. Jou bedryfskostes is daai kostes wat jy moet aangaan om seker te maak dat jou besigheid se deure oop bly. So hier praat ons van lone, salarisse, die huur, die petrol wat jy vir jou voertuig gaan betaal, jou versekering wat jy gaan betaal, jou skryfbehoeftes wat jy gaan betaal, al daai goeders is deel van jou bedryfskostes. Toe het ons gepraat van produkspesifikasie. Onthou, wanneer ons praat van produkspesifikasie, beteken dit maak nie saak wie hierdie produk gaan voorberei nie. Dit moet altyd aan hierdie produkspesifikasies voldoen. So as ons kyk na 'n gebakte produk, kyk ons na sy smaak, sy verpakking, hoe hy versier word. Want maak nie saak wie dit doen nie, jy wil kliënte tevredenheid hê. Dan het ons gehaltebeheer. Onthou, gehaltebeheer gaan plaasvind op 4 plekke tydens die produksie. So eerste is wanneer ons rou materiale aankoop. Tweedens is tydens die produksieproses. Derdens wanneer die produk kant en klaar is. En vierdens wanneer die produk klaar verpak is, klaar sy etiket op het en op pad uit is na ons verbruikers toe. Dan doen ons laaste gehaltebeheer om seker te maak dat ons kwaliteitprodukte aan ons kliënte gaan voorsien. En dan het ons volhoubare produksie. Wanneer ons van volhoubare produksie praat, moet jy onthou eco-vriendelik. Ons gaan hulpbronne bespaar, natuurlike hulpbronne, water, elektrisiteit. Ons gaan gebruik maak van bio-afbreekbare verpakkingsmateriale. Ons gaan gebruik maak van herwinde materiale byvoorbeeld. En dan het ons 'n winsgewende besigheid.
So wat beteken winsgewend? Winsgewend beteken dat hierdie besigheid is nou vir 'n redelike tydperk aan die gang. Dit maak baie goeie wins en dit maak genoeg geld om al jou kostes te kan dek en dan 'n lekker wins in jou sak te kan sit en nog genoeg geld hê om 'n menseiertjie in die besigheid weg te sit. Dit is wat 'n winsgewende besigheid beteken. Hoe kry ons 'n winsgewende besigheid? Omdat jy gaan 'n winsgewende besigheid kry deur seker te maak dat jy weet wat is die behoeftes van jou teikenmark, seker te maak dat daai produk wat jy gaan koop bekostigbaar is. Dan moet jy ook uitbrei. Met ander woorde, jy kan nie net muffins verkoop nie. Jy moet uitbrei en ander gebak en ander goedjies koop sodat jy meer kliënte kan lok. En dan baie belangrik, in 'n winsgewende besigheid het ons altyd 'n mededingende komponent, of in Engels praat ons van 'n competitive edge. So jou besigheid moet iets aan jou kliënte bied wat ander besighede nie gaan bied nie. So dit is belangrik om dit te kan onthou. Goed, dan het ons handelsmerk, ons voorraadbeheer. Onthou, wanneer ons van voorraadbeheer kyk, moet jy kyk na die twee kante, te veel voorraad, te min voorraad. Wat 'n impak gaan dit op jou besigheid en op jou kontantvloei hê? Goed, produksiekostes, dit is ons derde tipe kostes. Produksiekostes het heeltemal te doen met die produksie van ons produk. So hier gaan ons kyk na ons bestanddele, ons gaan kyk na ons verpakking, ons gaan kyk na ons etikette, ons gaan kyk na die instandhouding van die apparate wat ons gaan gebruik vir die produksie van hierdie produk. Goed, so dit is belangrik dat jy weet wat is aanvangskostes, wat is bedryfskostes en wat is produksiekostes. Oorhoofse kostes, oorhoofse kostes gaan inval by jou produksiekostes sowel as jou bedryfskostes, want dit is al daai kostes wat te doen het met die vervaardiging van hierdie produk op die einde van die dag. En dan het ons ook doeltreffende produksie. Doeltreffende produksie beteken dat ons ook nie roumateriale gaan vermors nie. Ons gaan ook nie ons natuurlike hulpbronne vermors nie. So met doeltreffende produksie is dit belangrik dat ons na die mense wat vir ons werk kyk, hulle goed oplei en seker maak dat hulle gehalte produkte gaan verskaf, want hoe beter produkte hulle verskaf, hoe meer geld gaan die besigheid maak. Hoe meer roumateriale vermors word, hoe minder profijt gaan die besigheid maak en hoe minder gaan die besigheid floreer. So dit is twee kante toe wat dit werk. Goed, so dit is belangrik om dit te kan weet. Dan het ons verkoopsprys. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na ons berekeninge. Jy moet weet hoe om jou verkoopsprys uit te werk. Jy moet weet hoe om jou winsopslag uit te werk, hoe om jou wins uit te werk. Nou onthou, as jy die woord opslag sien, dan weet ons werk hier met 'n persentasie. So hulle gaan vir jou sê, die kosprys was R80 en dan hierdie persoon 'n winsopslag van 80% bygesit. As ons van wins praat, gaan hulle partykeer vir jou 'n bedrag gee. So die wins was R120 byvoorbeeld. Of hulle gaan vir jou vra om die wins uit te werk. Dan moet jy in rand en sentwaarde uitwerk. Dan het ons 'n kontantvloei projeksie en laastens kyk ons na finansiële lewensvatbaarheidstudie. Onthou, 'n finansiële lewensvatbaarheidstudie doen ons voordat ons met 'n besigheid gaan begin of voor ons 'n nuwe produk in hierdie besigheid gaan bekendstel. Gaan jy met 'n finansiële vatbaarheidstudie begin. Ons gaan ook 'n SWOT-analysis doen, wat ons moet kyk, wat is ons sterkpunte, wat is ons swakpunte, wat is die bedreigings wat ons het en watter geleenthede gaan ons hê sodat ons besigheid kan floreer. Goed, want dit gaan vir jou sê of jou besigheid dit gaan maak of nie en of jy jou tyd en energie in hierdie besigheid moet insit, want dalk gaan jou besigheid nie maak nie, dan jou tyd, energie en geld gaan mors. So dit is belangrik. Goed, dan gaan ons ook kyk na volhoubare winsgewendheid, SWOT-analise, mededingende voordeel, dis dat competitive edge waarvan ons gepraat het, bemarking mengsel, onthou jou bemarking mengsel is jou 5 P's, wat baie lekker en baie maklike punte is, en dan jou bemarkingsstrategie, en hierdie is ook graad 10, graad 11, so ons het dit net herstem in graad 12. Goed, so as jy jou terminologie ken, en jy ken jou berekeninge, kan jy alreeds
50% van die vrae in die eksamen beantwoord. Nou kom ons kyk net weer vinnig na die berekeninge. Omdat ek weet, baie van julle sukkel met hierdie berekeninge en julle kan dit nie regkry in die eksamen. Dit is belangrik dat jy hierdie formules ken. Gaan swat hierdie formules uit jou kop uit. So wanneer hulle jou vra om die produksiekoste moet uitwerk, dan moet jy weet dat produksiekoste het te doen met jou verkoopsprys minus jou wins. Dan gaan dit jou sê wat die produksiekoste was. Goed, wanneer hulle jou vra om die wins uit te werk, moet jy weet, jy moet jou verkoopsprys van jou kosprys aftrek, om uit te vind, wat was jou wins. Dan vra hulle vir jou winsopslag. Dit is wanneer jy die wins, wat hulle vir jou gaan gee, gaan daai presentasie, gaan vermenigvuldig met jou kosprys. So dit is belangrik om te onthou, daai is 'n vermenigvuldiging, maal wat jy gaan doen. En dan jou verkoopsprys is dan jou produksiekoste plus jou wins. Nou baie keer gee hulle vir jou 'n 60% winsopslag. Dan moet jy eers hierdie winsopslag gaan uitwerk sodat jy die antwoord daar in daai formule kan gebruik. So dis belangrik dat jy daai formules baie goed ken en weet hoe jy daai formules bymekaar moet uitbring. Goed. En toe ons hierdie vroeër in die jaar gedoen het, het ons baie berekeninge gedoen en ons het dit baie ingeoefen. So dis belangrik dat jy deur ou vraestelle werk sodat jy daai oefening kan inkry en presies kan leer hoe jy daai vraag moet lees en hoe moet jy weet watter een van hierdie formules moet jy kan gebruik. So dit is belangrik. Nou ja, kom ons gaan net vinnig en recap oor wat moet jy ken in entrepreneurskap. Nou dit is belangrik dat voordat jy 'n vraag begin uitwerk, moet ons altyd so 'n bietjie 'n recap doen of 'n bietjie hersiening doen, want hoe meer jy dit gaan herhaal, hoe makliker gaan jy dit onthou. En onthou, ons leer nie ou vraestelle nie. So jy moet eers jou teorie baie goed ken en dan gaan pas jy dit doen op jou vraestelle. En onthou, ons gaan van nou af deur vraestelle werk. So ons begin by vraag 1 en ons werk deur tot by vraag 6. So elke keer is dit belangrik dat ons net so klein bietjie recap doen. Hoe meer vraestelle ons doen, hoe minder gaan die recap word, want jy gaan later dit al so goed begin ken, sodat wanneer jy uiteindelik in jou November eksamen vraestel gaan sit, dat jy gaan presies weet hoe moet jy jou vrae beantwoord en hoe moet jy jou vrae benader. Goed, so kom ons gaan recap gou vinnig. So, as ons gaan kyk oor wat is belangrik wat ons moet gaan leer, beweeg van die idee na die vervaardiging en bemarking van 'n produk. Dan gaan ons kyk na wat is die vereistes van 'n suksesvolle, winsgewende besigheid. Ons gaan kyk na keuses van produkte vir ons kleinskaalse produksie. Faktore wat doeltreffende produksie van gehalte produkte beïnvloed. Vereistes vir die gehalte produkte. Ons gaan kyk na ons bemarkingsplan, wat 5 P's, en dan gaan ons kyk na die stappe om 'n finansiële uitvoerbare studie te doen. Dan is daar daai berekeninge, beste en slegste verkoopsscenario's en dan kontantvloei vooruitskatting. So daai is jou belangrike subtopics wat ons behandel het toe ons entrepreneurskap behandel het. Nou ek het, omdat ons dit lank terug gedoen het, besluit dat ek net vinnig geweet daardeur gaan hardloop, net sodat jy bietjie weer dat ons almal net op dieselfde bladsy weer is, want ek weet hierdie was 'n hoofstuk wat ons in die eerste kwartaal behandel het. So dit amper 'n hoofstuk wat ons bietjie agterweë laat. Hy is so bietjie van die weeskind waarna ons kyk. So ek wil net seker maak dat jy al die inligting het wanneer jy gaan voorberei vir hierdie vraag. So ons het gesê, die eerste gedeelte waarna ons gaan kyk is beweeg van 'n idee na die vervaardiging en bemarking van 'n produk. So wat is belangrik daar? So die eerste ding wat belangrik is ons moet 'n potensiële winsgewende besigheid kan identifiseer. So wanneer jy deur 'n gevalle studie lees, moet jy sekere goed kan waarneem om vir jou te kan sê dat hierdie gaan 'n potensiële winsgewende besigheid wees. Dan gaan ons kyk, hoe gaan ons hierdie idee formuleer? So nou het hulle gekom met 'n idee, so hoe gaan ons van hierdie droom 'n werklikheid maak? En dan baie belangrik, ons moet
gaan kyk na die spesifikasies van die produk. So ons moet gaan kyk, as dit 'n muffin is, wat gaan die resep wees wat ons gaan gebruik, want dit moet 'n gestandaardiseerde resep wees. Ons moet gaan kyk na die voorkoms, ons moet gaan kyk na die tekstuur, ons moet gaan kyk na die smaak, ons moet gaan kyk na die variety wat ons kan aanbied, die verskeidenheid wat ons kan aanbied. Belangrik, die verpakking, die etiket. Al daai goed is ongelooflik belangrik wanneer dit by die spesifikasie van die produk uitkom. Goed, dan gaan ons kyk na die vereistes vir 'n suksesvolle, winsgewende besigheid. As jy hierdie kernwoorde onthou en jy kry 'n vraag in die eksamen wat gaan oor suksesvolle besigheid, winsgewende besigheid en jy skryf hierdie kernwoorde langs die gevalle neer en jy gaan die voorbeelde wat by hierdie kernwoorde pas, gaan jy verseker volpunte vir daardie vraag kry. So wanneer dit by 'n suksesvolle, winsgewende besigheid kom, is daar 'n paar kenmerke wat jy moet ken, of 'n paar vereistes of faktore wat jy moet ken. Goeie soos passie. Is die persoon passievol oor die besigheid? Weet hy wie is sy teikenmark? Weet hy wat is die behoeftes van sy teikenmark? Gaan daardie produk die behoeftes van die teikenmark kan bevredig? Is daar enige meedingende voordeel? Met ander woorde, kan daardie besigheid iets bied wat die soortgelyke besigheid nie vir sy kliënte gaan bied nie. Ligging is ongelooflik belangrik, want dit sê vir my, is dit maklik om by hierdie besigheid uit te kom? Goed, is hierdie besigheid sigbaar, sodat mense die besigheid kan sien, en is hierdie besigheid in 'n area geleë wat veilig is? Goed, jy wil nie uitkom met 'n half-dosyn muffins en dan is jou kar gesteel. Goed, prys, wat belangrik is dat die teikenmark moet hierdie produk kan bekostig. So jy moet gaan kyk na die prys en jy moet seker maak dat jou teikenmark hierdie prys kan bekostig. Goed, as jy gaan kyk in jou handboek, daar is verskillende maniere oor hoe ons prys die pryse van besighede, die prys of die verkoopspryse bepaal. Jy kan gaan kyk in jou handboek, dit is ook belangrik dat jy die verskillende strategieë ken. Baie besighede gaan kyk na die kompetisie en hulle kyk oor wat vra die kompetisie en dan vra jy bietjie minder of bietjie meer. Ander besighede gaan werk uit wat was my kostes om hierdie produk te maak en dan bepaal hulle hoeveel wins wil ek maak en dan werk hulle uit wat hulle kostes was en dan van daar af bepaal hulle hoeveel wins gaan hulle bysit sodat hulle genoeg wins kan maak wat hulle in hulle sakke kan druk. En dan aanvangskapitaal. Wanneer ons na aanvangskapitaal kyk, is dit belangrik om te moet dink aan dit moenie baie kos om hierdie besigheid te begin. Goed, baie mense begin 'n besigheid en dan begin hulle dit sommer in hulle ma se sitkamer of in die ma se garage of in 'n buitekamer op hulle erf, want daar moenie baie aanvangskapitaal wees nie. Dit moet hulle nie baie geld kos om met hierdie besigheid te begin nie. Dit is wat aanvangskapitaal beteken. Want hoe minder aanvangskapitaal jy nodig het, hoe beter is die kans dat jy meer profijt gaan maak en meer geld in jou sak gaan steek. So dit is baie belangrik om dit te kan onthou ook. Goed, so as jy hierdie faktore neerskryf langs die gevalle studie en jy onthou, hierdie is die faktore wat gaan bydra tot 'n suksesvolle, winsgewende besigheid, het jy al klaar die antwoorde vir daai vraag. Dan kyk ons, wat is belangrik om te onthou? Onthou, wie is my teikenmark? Kan my produk aan my teikenmark se behoeftes voldoen en gaan my teikenmark hierdie produk kan bekostig. Dit is die 3 belangrikste goed wat jy moet onthou wanneer jy met 'n besigheid gaan begin en wanneer daar vrae in die eksamen gevra word oor besigheid. Goed. Dan kyk ons na keuses van produkte vir kleinskaalse produkte. So met ander woorde, wanneer ons nou gaan besluit oor watse produk ons gaan verkoop, moet jy onthou, hierso het jy nou onthou, wie is jou teikenmark? Wat is die behoeftes van jou teikenmark? Kan jou teikenmark dit bekostig? Nou is daar ook ander faktore wat belangrik is en wat gaan bydra tot jou keuse. Faktore soos menslike vaardighede. Jy kan nie sê, ek gaan muffins bak, maar jy weet nie eers hoe om te bak nie. Jy kan nie sê, ek gaan wasmasjiene regmaak,
maar jy weet nie eers hoe die motor van 'n wasmasjien lyk nie. So jy moet sekere menslike vaardighede hê wat jy in die besigheid kan inbring. Goed, dan is dit ook belangrik om na jou finansiële hulpbronne te gaan kyk. Met ander woorde, hier moet ons gaan kyk, wat gaan die aanvangskostes wees? Gaan dit baie of min wees? Jy moet gaan kyk, wat gaan jou bedryfskostes wees? Met ander woorde, hier moet jy gaan kyk, het ek 'n nes-eiertjie om my te help om hierdie besigheid deur die eerste 6 of 12 maande te kry, sodat die deure van my besigheid kan oopbly, totdat my besigheid begin om 'n wins te kan toon. En dan belangrik moet jy gaan kyk, het ek finansiering nodig? Moet ek iewers gaan geld leen om hierdie besigheid te begin en waar gaan ek geld leen om hierdie besigheid te gaan begin? Dan moet ons gaan kyk na ons werkspasie. Met ander woorde, waar gaan ons werk? Gaan ons in 'n buitekamer werk? Gaan ek in die garage werk? Gaan ek by ma se sitkamer werk? Gaan ek iewers 'n gebou hier waar ek gaan begin? En daai werkspasie sluit ook in, waar gaan ek hierdie produk dan verkoop? Hoe gaan ek dit verkoop? Online gaan ek 'n besigheid by 'n vloeimark vir my 'n stalletjie by 'n vloeimark hier. Dit sluit alles werkspasie in. Dan gaan ons kyk na grondstowwe. Goed, grondstowwe, gaan ek tweedehandse materiaal gebruik? Gaan ek nuwe materiaal gebruik? Gaan ek local gebruik? Gaan ek invoer? Want dit gaan alles 'n groot impak hê op die verkoopsprys, want jou produksiekostes gaan of hoër of laer wees, wat 'n impak gaan hê op jou verkoopsprys, en dit gaan 'n impak hê op die kwaliteit van die produk wat jy gaan verkoop. So dit is belangrik om na daai goedjies te kyk. En dan laastens gaan ons kyk na die aantrekkingskrag vir die verbruiker. Nou onthou, verbruikers koop met hulle oë. So as iets mooi en aantreklik lyk, is dit baie makliker vir hulle om dit te koop. Dit is hoekom as ons 'n gebakte produk maak, die voorkoms, die tekstuur en die smaak is so belangrik. Ook wat belangrik is ons verbruikers gaan baie groen. Ons is baie gepla met eco-groen, die omgewing. So die oomblik sodra jy van herwinningsmateriale praat, of jy praat van bio-afbreekbare verpakkingsmateriale, dan is die verbruiker al klaar ups en arms om jou te ondersteun en om geld by jou te spandeer, omdat jy ook omgewingsvriendelik is. En so hierdie is al die ander faktore wat jy ook in gedagte moet hou wanneer jy met 'n besigheid wil begin en wanneer jy die produk gaan kies. Goed, so sommer net in 'n nutshell, is ek net besig om die belangrikste punte vir julle uit te lig, sodat wanneer julle dit gaan leer, julle kan weet, wat is die belangrikste punte waarna jy moet gaan kyk. So wanneer jy ook in eksamen kom, skryf langs die ander kant van die gevalstudie al klaar hierdie punte neer, wat belangrik is wanneer jy die produk wil kies, want dit gaan jou help ook met die vrae wat gaan kom. Goed, dan faktore wat doeltreffende produksie van gehalte produkte beïnvloed. Doeltreffende produksie. Goed, so jou doeltreffende produksie het baie te doen met beplanning. Jy moet beplan jou produkspesifikasie, gehaltebeheer, daai 4 stadiums van gehaltebeheer. Jou werksplek, en dit moet 'n netjiese werksplek wees, sodat daar nie beserings is nie, sodat jy jou tyd effektief kan gebruik, sodat jy jou voorraad kan raak sien en kan gebruik, en dit nie versteek is, en dan moet jy nuwe gaan koop, en dit geld mors nie. Higiëne van jou werkers, dit is ongelooflik belangrik wanneer jy met pos werk, want jy wil nie hê hulle moet voedseloordraagbare siektes oordra, omdat hulle nie higiënies op hulle self is nie. Die beheer van finansies. Jy moet 'n baie goeie rekenkundige program hê, wat jy jou inkomste kan insit, jou uitgawes kan kan sien, wat is jou wins op die einde en hoeveel geld maak jou besigheid. Dis ongelooflik belangrik om jou finansies reg te beheer, sodat jy nie onnodig geld uitgee en geld wanspandeer in jou besigheid nie. En dan voorraadkontrole is ongelooflik belangrik. Onthou, jy wil nie met veel bestanddele sit nie, maar jy wil ook nie met te min bestanddele sit nie. Want albei van dit het voor- en nadele. So, dit is belangrik dat ons voorraadopname doen en seker maak ons het genoeg bestanddele, sodat daai produksieproses aan die gang kan bly. Sodat jy nie nodig het om die produksie te stop, nou moet jy gaan bestanddele koop, nou kan jy nie op tyd die koek aflaai nie. Die kliënt is hoogs ontstel
en nou verloor jy geld op die einde van die dag. Indien jy te veel voorraad het, wat gebeur dan? Voorraad kry voetjies en hulle loop weg. Mense steel voorraad. Jy vergeet van die voorraad en die voorraad word oud en vrot en dan moet jy dit weggooi. Dis kapitaal wat jy in die asblik ingooi. Kapitaal wat jy wegspoel in die toilet, soos hulle sal sê, want jy kan dit nie gebruik nie. Goed, so met ander woorde, dit is belangrik dat jy hierdie punte sal onthou wanneer dit kom. So as jy 'n vraag in die eksamen sien wat sê doeltreffende produksie van gehalteprodukte, skryf hierdie punte vir jou neer. Want nou beteken dit jy ken hierdie faktore, jy moet nou hierdie faktore in die gevalle-studie gaan soek en dan moet jy dit in die gevalle-studie gaan toepas. So dit is belangrik. Goed. Dan kyk ons na die vereistes vir gehalteprodukte. Hoe gaan jy seker maak dat ons gehalteprodukte vir ons kliënte gaan gee? Daar's 'n paar goed. Weereens, jy kyk na jou teikenmark. Jy kyk na jou behoeftes van jou teikenmark. Jy kyk na die aanbieding. Onthou, mense koop met hulle oë. So jy gaan kyk na jou aanbieding. Om goeie gehalteprodukte te verkoop, moet jy met goeie gehalte grondstowwe begin. Met ander woorde, goeie gehalte bestanddele. Ons gaan kyk na die verpakking. Die ontwerp van die verpakking. Is dit bio-afbreekbaar? Is dit omgewingsvriendelik? Dis belangrik. Ons gaan kyk na die gehalte van opberging. Want onthou, as jy nie jou grondstowwe reg gaan opberg nie, kan daar beskadiging wees en dit is werklik soos geld wat jy in die water gooi. Die veiligheid. Hierdie veiligheid praat ons nie net van die produk wat jy gaan voorsien aan jou kliënte nie, maar ons praat ook van die veiligheid van die mense wat vir jou werk. Nou oor jou werknemers se veiligheid is ook belangrik. Die etikettering gaan hand aan hand met die verpakking, want jy moet die korrekte inligting op die etiket hê. Jou etiket is al amper soos jou bemarkingsinstrument wat jy gaan gebruik. Dit gaan mense se aandag eers te trek en dit gaan mense help om hierdie produk aan te koop. Die effektiewe gebruik van tyd. Onthou, tyd is geld. So jy moet seker maak dat jou werknemers baie goed opgelei is sodat hulle hulle tyd effektief kan gebruik en jy die beste uit daai tyd van hulle kan kry. Die opbergingsprosedures, dit gaan dieselfde met die gehalte van opberging, dit gaan hand aan hand met dit. Kliënteverhoudings, ongelooflik belangrik. Sonder 'n kliënt gaan jy nie 'n besigheid hê nie. So jy moet 'n goeie verhouding met jou kliënt hê. Jy moet luister wat jou kliënte sê. Jy moet opvolg as jy iets beloof het. Jy moet luister na hulle behoeftes, hulle voorkeure, hulle idees, hulle voorstelle wat hulle gaan maak, want dit is alles wat opbou tot goeie kliënteverhoudings. Baie belangrik, die onderhoud van toerusting. Onthou, daar is 2 soorte van onderhoud. Ons kry die onderhoud wat as die apparaat breek, gaan jy onmiddellik die apparaat regmaak. Goed, maar wat gaan gebeur as die apparaat breek en die tegnikus kan nie nou die apparaat regmaak nie? Dit beteken dat jy jou hele produksie moet stop. Jy gaan nie jou produkte kan klaarmaak en betyds verkoop nie. Jy gaan kliënte hê wat ongelooflik kwaad is. Jy gaan geld verloor. Of jy kan derentyd jou toerusting diens op gereelde basisse om seker te maak dat dit effektief altyd werk. Dit gaan jou ook goedkoper uitwerk om dit op 'n gereelde basis te doen as om te wag dat dit eers breek en dan reg te maak. Want as jy dit derentyd diens en derentyd na jou toerusting kyk, gaan jy nooit nodig hê om produksie te stop nie. Jy gaan nooit nodig hê om met kliënte te sit wat ontevrede is nie en jy sal ook nie geld aan verloor nie. En dan het ons opleiding van personeel belangrik. As jy ongeskoolde personeel aanstel, is dit belangrik om personeel op te lei. Want dit gaan daai personeel help om meer effektief te wees, om beter gehalte produkte te maak. Dit bou ook die menswaardigheid van daardie werknemer op. Daai werknemer gaan ook meer gemotiveerd wees en hy gaan ook baie meer loyaal aan jou en aan jou besigheid wees. So daar's baie voordele om jou personeel op te lei. En dan laastens die volhoubare produksie en verbruik van jou produkte ook, wat dan ook belangrik is, waarna ons al telke male gekyk het. Goed, dan gaan ons kyk na ons bemarkingsplan, baie maklik, ons 5 P's, die produk wat ons verkoop,
die prys wat jy gaan betaal, die plek waar jy dit gaan of maak of verkoop, die promosie en dan die persoon. En onthou, jou persone is natuurlik jou teikenmark. Dit is die mense wat jou produk gaan koop. So, hierdie is eintlik sulke maklike punte om in 'n eksamen te kry. Goed, nou kom ons gaan kyk na twee ongelooflik belangrike definisies. Die een is volhoubare winsgewendheid en die ander ene is finansiële uitvoerbaarheidstudie. Twee definisies wat jy definitief moet ken vir 'n eksamen. So volhoubare winsgewendheid beteken, dit verwys na die vermoë daarvan om oor 'n lang tydperk produkte te produseer. Alle uitgawes te betaal en daarna 'n wins te kan toon. So is vir 'n lang tyd dat jy die produkte gaan maak, wat heeltyd gaan verkoop, jy gaan 'n groot wins maak, jy gaan al jou kostes kan betaal. Dit is volhoubare winsgewendheid. Finansiële uitvoerbaarheidstudie, die studie om te bepaal of 'n besigheid suksesvol sal wees nadat die totale kostes en inkomste in ag geneem is. Dit sal aandui of daar met die idee of besigheid voortgegaan moet word of nie. En onthou, wanneer ons 'n finansiële uitvoerbaarheidstudie doen, gaan ons ook 'n SWOT-analysis doen. So met ander woorde, ons gaan kyk na sterkpunte, swakpunte, waar is daar vir ons bedreigings en dan laastens gaan ons kyk waar het ons dan geleenthede. Goed, so dit is ook belangrik om te onthou. Dan as ons kyk na ons stappe om 'n finansiële uitvoerbaarheidstudie te doen, hier gaan ons kyk na hoe bepaal ons die totale kostes en uitgawes. Met ander woorde, hier gaan ons kyk na ons aanvangskostes, ons produksiekostes en ons bedryfskostes. Dan gaan ons kyk na ons vooruitskatting van die moontlike inkomste uit verkope. Ons bereken hoe lank gaan dit vir ons vat om daai aanvanklike kostes te dek. Ons gaan kyk na wat is ons winsopslag. Nou onthou, jou winsopslag is jou verkoopsprys is gelyk aan jou kosprys plus jou winsopslag. En dan laastens gaan ons kyk hoe uitvoerbaar is hierdie projek wat ons gaan aanpak of hoe uitvoerbaar is hierdie besigheid waarmee ons gaan begin. Goed, so daai is belangrik om te onthou. Beste en slegte salesverkope, ongelooflik belangrik. Onthou, beste, ek het al my produkte verkoop en ek het 'n groot wins gemaak. Slegte, ek het nie eers genoeg produkte verkoop om my kostes te kan dek nie. Onthou, met beste en slegte verkoops scenario's is dit belangrik om te gaan kyk in die gevalstudie wat gee hulle vir jou. Goed, met ander woorde, hulle kan 'n scenario gee van 'n bakkery wat toegemaak het en toe het 'n sakeman besigheid al sy kliënte oorgevat en daarom het hy meer produkte verkoop. Daar's sekere tye van die jaar wat goeie maande is vir besighede en ons sekere tye van die jaar wat slegte maande is vir die besigheid. So dit is belangrik om deur dit te lees en te gaan kyk. Ons het al hieroor gepraat en ek het al sekere dinge vir jou uitgewys. So gaan kyk weer in jou studienotas wat ons al reeds gedoen het. En dan laastens is dit ons kontantvloei vooruitskatting. Met ander woorde, jou kontantvloei vooruitskatting beteken, hoeveel geld kom in my besigheid, wat doen ek met daai geld, en hoeveel wins gaan ek op die einde van die dag in my sak indruk. En hoeveel geld kan ek in 'n nes-eiertjie, of kan ek weer herbelê binne in my besigheid, om seker te maak dat my besigheid altyd 'n goeie kontantvloei het, en dat my besigheid altyd aan die gang kan bly. So dit is wat 'n kontantvloei vooruitskatting beteken. Ook 'n belangrike definisie wat jy moet ken. Goed. So, nou het ons sommer lekker gerecap oor wat jy moet ken en seker gemaak dat jy kan fokus op die belangrikste goed vir hierdie eksamen. Nou kom ons gaan kyk gou na vraag 6 van Mei-Junie 2024 en ons gaan kyk na watter tipe vrae vra hulle. Nou weer eens onthou, ek het vir jou die aksiewoorde gehighlight. Geel is die maklike vrae, dan die groen is jou bietjie maklik na moeilike vrae toe en die blou is natuurlik ons baie moeilike vrae of ons analise vrae of ons kan ook sê ons hoër orde vrae. Goed, so kom ons gaan kyk na hoe maklik is dit om punte in 'n eksamen vir hierdie vraag te kry. So ons eerste vraag is, maak 'n lys van die inligting
wat op 'n produk se etiket behoort te wees. So met ander woorde, hier praat hulle nie van 'n spesifieke produk nie. Hulle sê nie dit moet 'n kledingstuk wees nie. Hulle sê nie dit moet 'n voedselproduk wees nie. Dit kan enige produk wees. Nou, begin altyd by die maklikste inligting. Nou, toe jy jou prakties gedoen het, jou PAT-eksamen, moes jy ook 'n etiket gemaak het. Gaan dink, onthou, wat se inligting moes jy op daardie etiket gesit het. So kom ons kyk byvoorbeeld na 'n voedseletiket. Wat se inligting het jy op jou voedseletiket gesit, of wat se inligting het jy byvoorbeeld op jou rok gesit wat jy vir die pad gemaak het, of jou breiartikel wat jy gemaak het vir jou pad. Wat se inligting het jy op jou etiket gesit? Goed, so wat is die algemene inligting wat ons moet gaan kyk? Hulle vra vir 4 goed, dan is 4 punte. So kom ons gaan kyk of jy kan onthou. Goed, nommer 1. Ons moet die naam van die produk opsit. Ons moet dan ook die handelsnaam opsit. Daar moet 'n handelsnaam wees en natuurlik moet jy dan die adres of die telefoonnommer van daai handelsproduk ook opsit. Ons moet gaan kyk as dit voedsel is, watter allergene is daar. Ons moet gaan kyk byvoorbeeld na ons nutrisionele inligting wat hulle vir ons gaan gee as dit 'n voedseletiket is. Ons gaan kyk na ons prys. Ons gaan kyk na die lys van bestanddele. As dit byvoorbeeld 'n breiartikel was, gaan jy kyk byvoorbeeld na die veselinhoud wat jy gaan gee. Hoe gaan jy hierdie breiartikel versorg byvoorbeeld, wat jy dan ook kan bysit. Goed, so begin by die maklike goed oor wat op 'n voedseletiket of wat moet op 'n etiket wees. Dan skryf jy dit neer en jy het net nodig om 4 goed neer te skryf. Jy het nie nodig om dit in volledige sinne te skryf nie. Jy kan dit puntsgewys neerskryf, want hulle sê lys. Lys. Dis 'n lae-order vraag. Lys. Goed. Ons tweede vraag wat hulle noem is, noem watter 2 van die 5 P's van die bemarkingsstrategie deur die bekostigbaarheid en toeganklikheid van 'n produk aandui. So hierso is dit 2 spesifieke goed, bekostigbaarheid en toeganklikheid. So as jy jou 5 P's dink, dan is dit plek, prys, produk, promosie en die mense. Goed, persone. Wat van daai 5 het te doen met bekostigbaarheid? Wat op bekostigbaarheid gaan kyk? Jy is reg, dit is die prys. En watter een gaan wys op toeganklikheid? Ja, jy is reg, dit is die plek. So die 2 P's waarvan hulle hier gepraat het was prys en plek. So hierdie is 'n maklike vraag, maar hy word gevra met so 'n bietjie van 'n twist. So dit is belangrik dat jy deur jou vraag lees en seker maak jy weet presies wat hulle vra. Hulle vra hier, jy moet 2 van die P's noem wat te doen het met bekostigbaarheid en toeganklikheid. So bekostigbaarheid is altyd prys, toeganklikheid is altyd die plek. Goed, so dit was eintlik 'n maklik, maar ook 'n moeilike vraag. Dan vraag 3, verduidelik. So hierdie is nou 'n bietjie 'n moeilike vraag. Dis nou 'n bietjie 'n hoë orde vraag. So hier sê dit, verduidelik waarom dit vir 'n besigheid voordelig is om plaaslike beskikbare grondstowwe te gebruik. Plaaslike beskikbare grondstowwe te gebruik. En dit is vir 3 punte. Met ander woorde, jy moet 3 goed gaan neerskryf. So kom ons brainstorm. Eerste ding is, dit is bekostigbaar. Nee, want plaaslik is baie goedkoper as wat dit is as wat jy in bekostigbaar. Nommer 2, dit is maklik bekombaar. Dis maklik bekombaar. En derde, dit help met ons eie land se ekonomie, om ons eie land se ekonomie te help floreer. En omdat jy ook plaaslik koop,
Die kwaliteit van ons plaaslike produkte is van 'n baie goeie kwaliteit. So jy kan ook 'n baie goeie eindproduk vir jou kliënte dan verskaf. So jy gaan eers brainstorm en dink, hoekom is dit voordelig vir enige besigheid om die plaaslike mense te ondersteun? En dan skryf jy net vinnig jou gedagtes neer. En omdat dit sê verduidelik, moet jy nou hierdie woorde in volsinne gaan skryf wat vir jou punte kan gee. As jy net bekostigbaar en bekombaar neerskryf, gaan jy geen punte kry nie, want dit is een woord. En een woord beteken niks. Jy moet dit in volledige sinne gaan neerskryf. So as ons dit nou in volledige sinne gaan skryf, gaan ons sê, geprosesseerde voedsel sal vars wees, die grondstowwe is maklik bekombaar en die grondstowwe is bekostigbaar. Kort maar kragtige sinne wat jy skryf en daar kry jy dan jou 3 punte. Goed. Vraag nommer 4, weer eens 'n middelorde vraag. Bespreek 3 finansiële voordele vir 'n besigheid om opgeleide personeellede te hê. En nou is dit 6 punte. So jy gaan 'n stelling neerskryf en dan gaan jy daai stelling moet bespreek. Jy gaan nie net 'n stelling kan neerskryf soos in die vorige vraag en die punte kry nie. As jy net 'n stelling neerskryf, gaan jy net die helfte van die punte kry. Want hier sê dit bespreek 3 finansiële voordele vir 'n besigheid om as hulle opgeleide personeel het. Nou kom ons brainstorm. As jy mense het wat opgeleid is, dan gaan hulle vir jou goeie gehalte produkte voorsien. Hulle gaan met hulle tyd meer effektief werk. Hulle gaan baie minder van die grondstowwe mors op beskadig, nee. Hulle gaan vir jou beter gehalte produkte gee. So dis sommer net 3 vinnige idees waarna ek dink. So kom ek gee vir jou 2 minute. Dan gaan dink jy 'n bietjie aan watse voordele gaan daar wees vir enige besigheid om opgeleide personeellede in diens te neem. Kom ons kyk wat is julle antwoorde. In die eerste plek, dit verhoog die werknemers se produktiwiteit en meer produkte kan verkoop. Tweedens, produseer goeie gehalte produkte. Met ander woorde, jou kliënte gaan baie bly wees. Hulle gaan jou meer ondersteun en jy gaan meer wins maak. Want hoekom het ons 'n besigheid? Want ons wil meer geld maak. En dan derdens, daar is minder vermorsing in die besigheid. So met ander woorde, daar gaan minder geld gespandeer word op beskadigde grondstowwe of op grondstowwe wat vermors word. Want onthou, wanneer grondstowwe vermors word of wanneer dit beskadig word, is dit soos geld wat jy in die water gooi. So as jy opgeleide personeel het, gaan jy dit voorkom en jy gaan meer geld in jou sak insteek. En daar het jy 6 punte. Jy het 3 idees gehad en jy het dit nou net meer uitgebrei oor hoekom dit voordele vir die besigheid gaan wees. Goed. Kom ons gaan kyk na vraag 5. Nou is ons sommer weer terug by die geel, 'n maklike vraagie wat hulle sommer hier so in die middel van die vraag ingooi. Gee 4 gevolge van swak voorraadbeheer vir 'n besigheid. En dis vir 4 punte. Onthou toe ons oor voorraadbeheer gepraat het ek gesê, indien jy te veel voorraad het, kan daar sekere dinge gebeur. Indien jy te min voorraad het, kan daar sekere dinge gebeur. So stel nou maar jy te veel voor. Wat kan met daai te veel voorraad gebeur? Diefstal, wat jou gaan geld kos. Die voorraad kan sleg word, dit kan afgaan as jy nie voor die einddatum gebruik nie. So dis geld wat jy in die water gooi. As jy te min voorraad het, dan beteken dit jy moet jou produksie stop. Jy gaan ongelukkige kliënte hê en jy gaan nie op tyd jou produkte kan aflewer nie. So daai is sommer net vinnige idees waarin ek gedink het toe ek die woord voorraadbeheer gesien het. So gaan kyk jy nou of jy 4 punte kan neerskryf oor wat die gevolge is wanneer jy nie behoorlike voorraadopname doen nie.
ons gaan kyk of jy dit reg kry. Meer opbergspasie is nodig. So as jy te veel voorraad koop, moet jy daai voorraad iewers opberg. So jy het opbergspasie nodig. As jy te veel voorraad het, en soos ek gesê het, kan daar diefstal plaasvind. Hulle kan daai voorraad steel. Ook as jy te veel voorraad het en jy gebruik dit nie voor die gebruiksdatum stempel nie, dan kan dit mos nou afgaan of dit kan nou bedek en dan moet jy dit nie afspreek gooi. Goed, maar hier kan jy ook praat van, as jy te min voorraad het, gaan dit die produksie stop en jy gaan ongelukkige kliënte hê, want jy gaan nie die produk betyds aan hulle kan voorsien. Goed, so jy kan na al twee kante gaan kyk en dan bring jy net die negatiewe dinge uit van as jy te veel of te min voorraad het. Dis hoe jy maklik hierdie vraag kan beantwoord. 4 baie maklike punte wat jy op die einde in die eksamen kan kry. Goed, nou kom ons by ons laaste vraag. Die laaste vraag is gebaseer op 'n gevalle-studie. Goed, so hier gaan dit oor die eerste kafee. Ja, so wanneer ons deur hierdie lees, is dit belangrik dat jy 'n highlighter vat en soos jy lees, alreeds belangrike punte begin highlight. So nou lees ons. 2 vasberade vrouens het daarvan gedroom om hulle eie koffiewinkel oop te maak. Hulle het gebruikte skeepvraghouers by big box containers gekoop om hulle droom te bewaarheid. Die skeepvraghouers was reeds met sonpanele, 'n gasstoopie en blikke vir herwinning toegerus. Daai is belangrike inligting. So jy highlight daai belangrike inligting, want jy gaan daai inligting later in jou vraag gebruik. Goed, in die tweede gedeelte sê dit, Stellenbosch is 'n baie gewilde toerisme bestemming. Hulle het 'n bekostigbare geligging in die parkeerarea naby 3 skole op pad na die Universiteit van Stellenbosch gevind. In die laaste paragraaf, hulle bedien verskillende tipe koffies, versnapperinge, ligte maaltye en koffiebone. Hulle bak reuse muffins waarvoor hulle bekend is en ander produkte op die perseel. Hulle bied 'n aansit of wegneem opsies aan en hulle gebruik herbruikbare of bio-afbreekbare wegneem koppies en houers. Gereelde klante word met loyaliteitskaarte bedien of hulle word aangebied loyaliteitskaarte. So hierdie is alreeds wanneer jy die gevalle-studie vir die eerste keer deurlees, highlight alreeds belangrike inligting wat jy later in jou vraag gaan nodig hê. Goed. Nou gaan kyk ons na wat vra hulle jou. Identifiseer. Dit is 'n middelorde vraag. Identifiseer eerste kafee se teikenmark. Goed. Nou gaan ons terug na ons gevalle-studie toe. In ons gevalle-studie wat vraag 2 staan daar. Hulle is geleë in 'n parkeerarea naby 3 skole en die Universiteit van Stellenbosch. So, wie gaan hulle teikenmark wees? Wie dink jy gaan hulle teikenmark wees? Ja, jy is reg. Hulle teikenmark gaan skoolleerders wees, die ouers wat die kinders by die skool gaan aflaai en ons universiteitsstudente. Dit staan in die gevalle-studie. Jy moet net dit in die lyne deurlees. So hierdie is eintlik 2 vrae wat jy verniet kry, want die antwoorde staan reg voor jou in die gevalle-studie. Jy moet net weet hoe om die gevalle-studie te gebruik. Goed. Ons volgende vraag is verduidelik. Dis ook 'n middelorde vraag. Verduidelik die voordele van die gebruik van 'n houer van big box containers as 'n koffiewinkel. Onthou, wat se houers het hulle gebruik? Hulle het tweedehandse houers gebruik en dit is daai skeepvraghouers. So wat se voordele is daarin om hierdie houers te gebruik? Dink 'n bietjie. Daai houer kan verskuif word. So as hierdie parkeerarea nie meer vir hulle gaan werk nie, dan kan hulle hierdie hele winkel verskuif na 'n ander parkeerarea toe wat vir hulle meer voordele gaan wees. Goed. Nommer 2, die onderhoud van daai skeepvrag is baie goedkoper as om in 'n winkel in 'n winkelkompleks te moet gaan hier byvoorbeeld. Ook as jy gaan kyk, hulle het daai skeepvrag gekoop
En toe hulle hom gekoop het, het hy klaar sonpanele, gasstopie en herwinningsblikke ingehaal. So hulle het nie nodig gehad om ander geld dan uit te lê om dit daar dan in te sit nie. So daai is net 'n paar dinge wat ek in die gevalstudie raak gelees het, wat ek tot voordeel kan gebruik vir hierdie vraag. So gaan dink jy, watse voordele dink jy is daar vir hulle om die koffiewinkel in hierdie skeepprats te gaan kon gedoen het? So kom ons gaan kyk wat is julle antwoorde. Kan maklik na 'n ander area verskuif word. Dit kan 'n ander tipe besigheid omskep word. So as die koffiewinkel nie meer werk nie, dan kan hulle nou heeltemal iets anders omskep. Die houer kan herverkoop word. Want onthou, hulle besit die houer. Dis nie soos 'n winkel in 'n winkelsentrum wat jy net huur nie. So hulle kan hom herverkoop en hulle kan nog steeds hulle geld terugmaak vir dit wat hulle vir hom betaal het. En dan is dit ook baie goedkoper om dit in stand te hou as 'n gewone winkel. Goed, so dit is belangrike goed om te onthou. Dan vraag 6.3. Maak 'n lys van maniere waarop die besigheid verbruikers kan aantrek. Ek sal sê hierdie is nie 'n hoë orde vraag nie, hierdie is eintlik 'n lae orde vraag. Dis vir 4 punte. So jy moet teruggaan na jou gevalstudie toe en jy moet die antwoorde in die gevalstudie gaan kry. Hoekom is hierdie besigheid? Wat het hierdie besigheid wat sy kliënte gaan aantrek? Nou kom ons gaan kyk na ons gevalstudie. In die gevalstudie in die laaste paragraaf sê hulle vir hulle verkoop 'n verskeidenheid van koffies, versnapperinge, ligte maaltye en koffiebone. So daar, jy kan net dit neerskryf uit die gevalstudie tot jy het. Dan het hulle reuse muffins wat hulle verkoop, want hulle is bekend vir daai reuse muffins. Dis jou tweede punt. Jou derde punt is dat hulle aansit en wegneem opsies bedien. Dis jou derde. Vierde, hulle gebruik herbruikbare of bioafbreekbare wegneem koppies en houers. En dan ewer 'n vyfde punt, hulle het 'n loyaliteitskaart. So in die laaste paragraaf staan al die antwoorde vir vraag 6.3. Do you have to study harder? No, you only have to study smarter. Van die antwoorde staan reg voor ons. Goed, so dit is belangrik om dit te kan onthou. Dan 6.4, lekker ons berekeninge. Daar's altyd 'n berekeningspunt. Of daar's altyd 'n vraag oor berekeninge en hierdie berekeningvraag is vir 3 punte. Hulle sê die totale kostes om 24 reuse muffins te maak is R300. Goed, 60% vir winsopslag word bygevoeg. Nou sê dit, bereken die verkoopsprys van 1 reuse muffin. So met ander woorde, as jy jou formule ken, is hierdie eintlik 'n baie maklike vraag. So ons moet die verkoopsprys uitwerk en ons weet ons verkoopsprys het te doen met ons totale kostes maal plus ons totale kostes plus ons wins. Ons het nie ons wins nie, so ons moet eers ons wins uitwerk. So ons wins is dit gelyk aan ons totale kostes maal met ons winsopslag. So jy gaan dit eers uitwerk en dan gaan jy jou wins kry en dan gaan jy dit terugsit in jou formule. Goed, so met ander woorde, dan gaan dit so lyk. Jou verkoopsprys is gelyk aan jou totale kostes plus jou winsopslag. Jou totale kostes is R300 plus jou winsopslag. Hakkies, jou 60% van jou R300 is R180. So die verkoopsprys werk is uit op R480 vir 24 muffins. En as jy wil weet vir 1 muffin, want hulle vra vir jou die kostes van 1 muffin, deel jy dit deur die 24 en dan is die 1 muffin R20. Onthou, hulle vra jy moet alle berekeninge
toon. So dis belangrik dat begin met jou formule en skryf alles mooi uit en wys presies hoe het jy by hierdie R20 uitgekom. Hoe meer jy gaan berekeninge oefen, hoe makliker gaan dit word. Hoe beter jy jou formules ken, hoe makliker gaan dit word. Goed. Kom ons kyk na ons heel laaste vraag. Die heel laaste vraag sê, analyseer maniere waarop die besigheid volhoubare produksie en verbruikersbeginsels toepas. 8 punte. Volhoubare produksie. Onthou wat ons geleer het van wat is volhoubaar? Omgewingsvriendelik. Iets wat bioafbreekbaar is. Iets wat herwinning te doen het. Iets wat te doen het met die bespaar van water en elektrisiteit. Goed, nou as jy teruggaan na jou gevalle-studie toe, is die antwoorde in jou gevalle-studie. Goed, so in ons gevalle-studie het ons gelees, nommer 1, hulle het gebruik gemaak van gebruikte skeepvraghouers. So daar hoef nie nuwe skeepvraghouers gemaak te word nie. Goed, tweede, daai skeepvraghouers het alreeds sonpanele, gasstopie en blikke gehad vir die herwinning van toerusting of die herwinning vir jou afval. Goed, so dit is alles omgewingsvriendelike goed. En dan ook in die laaste paragraaf het ons gelees dat hulle reuse muffins maak op die perseel. Hulle maak dit op die perseel. So met ander woorde, jy het nodig om muffins te vervoer van 'n bakkery of 'n besigheid na jou toe nie. So daar is die koolstofvoetspoor al reeds klein, want daar is geen brandstofverbruik nie. Goed. En dan sê hulle ook hier dat dit hergebruikte bioafbreekbare vacuumkoppies en houers ook gebruik. So alreeds hier binne hierdie 2 paragrawe gee hulle vir jou omtrent 5 verskillende goed wat jy kan gebruik in jou antwoord om hierdie antwoord te kan verduidelik van die volhoubare produksie wat hierdie 2 vrouens doen. Goed, so kom ek gee jou so 2 minute en dan kyk jy of jy vir my 'n antwoord uit hierdie kan formuleer vir omtrent 8 punte. Goed, kom ons gaan kyk of julle dit reg gekry. So hier praat ons van die tweedehandse skeephouers. So daar is nie 'n behoefte om nuwe skeephouers dan te koop nie. Hier praat ons van die gasstoof, die sonpanele wat die behoefte aan elektrisiteit gaan verminder en daarom ons koolstofvoetspoor gaan verminder. Hier praat ons van die produk wat op die perseel gebak word en die vervoer wat verminder word en dis is al minder lugbesoedeling wat is ook ons koolstofvoetspoor gaan verminder. En dan praat ons hier van die bioafbreekbare verpakking wat ook besoedeling gaan verminder en baie meer eco-vriendelik is en baie meer na ons omgewing gaan omkyk. So deur net te gekyk het na die gevalle-studie en te gaan identifiseer wat het te doen met volhoubare produksie. En as jy onthou dat volhoubare produksie het te doen met eco-vriendelik, bespaar ons natuurlike hulpbronne. Het jy klaar hierdie vraag in jou saak en kan jy dan die 8 punte vir hierdie vraag kry. Goed, so dit is hoe maklik dit is om hierdie vraag te beantwoord en regtig goed te kan doen. Ek hoop regtig dat julle hierdie les ongelooflik geniet het en die voorbereiding van hierdie les en die voorbereiding wat gepaard gaan met hierdie entrepreneurskap dit vir jou makliker gaan maak om dit te kan leer en te kan verstaan. Moet dit nie vir jouself moeilik maak nie, maak dit vir jou so eenvoudig as moontlik en dit is wat ek met die recaps probeer doen het. Goed, so hier kom ons nou aan die einde van Mei, Junie 2024. Volgende keer gaan ons begin met 'n rekordeksamen vraestel en ons gaan bietjie werk deur 'n rekordeksamen vraestel net om te kan sien hoe verskil die vrae hier en daar van 'n Mei-Junie eksamen na 'n rekordeksamen na 'n November eksamen. So die laaste een wat ek met julle gaan doen sal dan 'n November eksamen wees, net sodat jy die verskil kan sien tussen die 3 en hoe hulle ook baie dieselfde kan wees. Goed, en onthou, soos die Engelsman sê, practice make perfect. So hoe meer vraestelle ons gaan oefen,
hoe beter gaan jy word. Hoe meer hersiening jy gaan doen, hoe beter gaan jy word. Want jy gaan al hierdie inligting in jou langtermyn vir jou wegberg, sodat wanneer jou November eksamen op jou deurstoep is, jy werklik net vinnig deur die goeie gaan hersien en jy gaan alles kan onthou. Dit is die belangrikste. So dis hoekom dit belangrik is dat jy elke dag 'n uur in jou besige dag 'n tydjie van 'n uur lank sal maak om net na jou verbruikersstudiewerk te gaan kyk. Goed, baie dankie dat julle vandag se les met my gedeel het. Dankie dat ek my kennis en my passie met julle kon gedeel het. Totsiens.